Goeienaand broeders en susters. Ons is dankbaar vanaand om vir Johannes weer te verwelkom. Dis mos Johannes Bingle. Ons verwelkom hom. Hy staan in vir oom Hyp wat die afgelope week 'n operasie ondergaan het. So ons is dankbaar om vanaand as jy instap dan is mens bly jy's hier. So ons wil vir hom ook dankie sê vir die moeite om hier te wees vanaand. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here, Skrifberuiming 1:6. Ons sing daarvan saam vers 1. Kyk gou Herman, dink daar's net een vers. Ons sing daarvan saam vers 1. Net aan God behoort die ere, krag en mag en majesteit. Hy verlos ons deur ons Here Jesus in sy heerlikheid. Eer aan hom nou kragtig magtig tot in alle ewigheid. Ons sing vers 1 saam, waarna ons in gebed sal verenig. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, vanoggend kon ons dit ook uitjubel, loof God, loof sy naam van alom. Vanaand kan ons dit weer sê, eer aan God nou kragtig magtig tot in alle ewigheid. Juis omdat ons harte vandag ook vol is van die genade wat ons ontvang het, vol is van die liefde wat ons van U ontvang het, vol is van U Gees, wat ook vandag deur die nagmaal ons geloof kom voed en versterk het. Daarom wil ons vanaand ook vra Here dat U vir elke een van ons in hierdie dankbaarheid ook sal laat groei, sodat ons werklik ook ligtende ligte in die wêreld sal wees, dat ons blydskap en ons vreugde elke dag gedeel kan word. Daardie blydskap wat daar net by U te vind is. Ons vra dit want ons bely vanaand dat sonder U genade en sonder U liefde is ons verlore. Maar ons weet dat deur ons Here Jesus Christus kan ons vanaand saam met Paulus dit uitjubel dat daar niks in die skepping is wat ons meer van U liefde kan skei nie. Ja, dat ons deur Jesus Christus meer as oorwinnaars is. Daarom wil ons sê aan U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Ons gaan vanaand, broeders en susters, luister na Hebreërs hoofstuk 13, die laaste hoofstuk. Ons kernverse is verse 15 en 16, waar daar geskryf staan, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat ons aan hom bring, word
deur die lippe wat sy naam bely. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offer wat vir God aanneemlik is. Kom ons luister saam vanaf vers 7. Dink aan julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van die geloof wat hulle gestel het na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur die genade versterk word en nie deur eetgebruike nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe, buitekant die laar en die smaad dra wat hy gedra het, want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat ons aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offer wat vir God aanneemlik is. Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is. Veral dring ek by julle daarop aan om te bid, dat God my gou na julle toe sal laat terugkom. Dit dan vanaand ons teksgedeelte en in die lig van ons kernvers wat sê, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, sing ons vanaand 'n lofpsalm, juis ook in die lig van wat ons vanoggend beleef het. En ons almal ken daardie psalm, Psalm 116. Ons gaan saam sing vers 7, 8, 9 en 10, waar ons ook sê, wat kan ek die Here vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? En dan die woorde, ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Kom ons staan en ons sing vers 7, 8, 9 en 10 saam, waarna ons weer ons sitplekke kan inneem.
vanoggend die pragtige woorde gehoor ook in die nagmaalsformulier wat vir ons sê wanneer 'n mens nagmaal vier, dan verkondig 'n mens die dood van die Here totdat hy kom. En dis belangrik, ons elkeen het dit vanoggend ook weer gesien, ons het dit weer gehoor, ons het dit weer geproe. Die vergewing van sondes, die ewige lewe, ja ook die gemeenskap van die heiliges. Al die weldade wat God in Christus aan ons geskenk het. Daarvan is elke een van ons vanoggend weer verseker. Maar het ons ook die roepstem gehoor? Die roepstem tot dankbaarheid. En ek dink dis ook hoekom ons vanaand hier is en om vanaand 'n bietjie te dink oor die uitwerking wat nagmaal op my lewe moet hê. By ons as gereformeerdes ook die mooi gebruik om 'n diens soos hierdie te hê wat ons ook 'n nabetragtingsdiens, 'n nadinkdiens noem. Op formele wyse te dink aan ons dankbaarheid en op formele wyse weer deur die woord van die Here opgeskerp word, opgeroep word tot dankbaarheid. Vanaand staan ons dan stil by die tema en u kan dit saam met my lees op die bord ook. Die wese van 'n dankbaarheidslewe. Ons gaan kyk na hoe lyk 'n dankbaarheidslewe? Wat's deel daarvan? En dan gaan ons sien 'n dankbaarheidslewe bestaan uit twee dinge: geloof in Jesus Christus en lof aan God. Nou die eerste ding is baie belangrik wanneer 'n mens aan jou dankbaarheidslewe dink. Dat jy moet besef, nagmaal gaan oor Jesus Christus en dankbaarheid gaan ook oor jou geloof in Jesus Christus. Hoor 'n bietjie wat sê die Hebreërskrywer vir ons hier in vers 8. Hy sê vir ons iets baie belangriks. Hy sê Jesus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. So die geloof waartoe ons geroep het is nie iets veranderliks nie. Dis nie iets wat vandag so lyk en môre so lyk nie. Nee, geloof in Jesus Christus as ons ewige enigste verlosser, ons ewige middelaar, is waaroor dit gaan. En daarom die oproep van die nagmaal om weer te dink oor jou geloof in Jesus Christus. En te besef maar Jesus Christus is binne die veranderlikheid van die wêreld, van die lewe, gister en vandag tot in ewigheid dieselfde. En dis juis hierin wat iets belangriks na vore kom in 'n mens se geloofslewe. Want dis waaroor geloof gaan. Die verkondiging van die evangelie van Christus en die mooi daarvan as ons vanaand sit en dink, hoe verkondig 'n mens dit? Dan is dit baie eenvoudig, jy sê net wat jy glo. Dis die beginpunt daarvan. Jy bely jou geloof, sê ons. En almal van ons ken die eerste belydenis wat gedoen is in die Christelike kerk. U is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus gister, vandag tot in ewigheid. Die Christus, die seun van die lewende God. En juist daarom die besef maar my gister, my verlede, my vandag en my môre is in sy hande. Want hy is die Christus. En hy hoef nooit vervang te word nie. Sy werk het ons nou al baie hierdie jare in die Dordtse leerreëls ook gehoor, hoef nie aangevul te word deur iets anders nie. Ja, geloof in hom is 'n blywende saak en al wat met 'n mens gebeur is jy groei in jou geloof in hom. Want in hom bly God se verbondstrou vir altyd onveranderlik voortbestaan. Ons het dit vanoggend ook gehoor. Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.
Jesus self beloof dit ook aan die disippels en onthou ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En geloof is vir ons op 'n praktiese manier dan om elke dag met hierdie belofte te gaan lewe. Die belofte van God by my. Christus Jesus het ook vir my sondes gely. Christus Jesus, soos die Hebreërskrywer dit ook vir ons sê, staan ook vir ons in by die troon van die hemelse Vader. Ons het eendag daar hemelvaart en besef ons hoekom Jesus aan die regterhand van God sit. Hy staan daar vir my en vir jou. En dan die heerlike belofte waarvan ons ook vanaand hier in Hebreërs hoor, die uitsien na die eendag saam met Jesus in die hemelse heerlikheid. In hierdie wêreld, en al die goeters wat gebeur het, wat vandag in die wêreld aan die gang is, wat nog gaan gebeur, is daar niks wat my van die liefde van God kan skei nie. Hoekom nie? Want Christus, ons Here, is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Dis hoekom ons ook baie mooi moet luister daarna, broers en susters. Hier in hoofstuk 12 van Hebreërs staan daar mooi geskrywe, die laaste vers 28, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag soos hy dit wil. Hoor jy dit? Die woord onwankelbaar? Jou geloof in Christus onwankelbaar, want Christus is onwankelbaar. En dan, as jy wonder daaroor, dan sê hy vir ons hier in Hebreërs 13, gaan kyk na jou voorgangers. Daardie mense wat in hulle geloofslewe ook, hulle geloof met jou gedeel het, wat ook vir jou vertel het van die Here Jesus Christus, wat ook aan jou die woord verkondig het, waardeur die geloof in jou hart gewek is. Nou kan 'n mens maar teruggaan en terugblaai in die Hebreërsboek. Hy het dit daar gedoen, hoofstuk 11, kom ons noem dit die fotogalery van geloofshelde uit die Ou Testament uit. Dan praat hy van Abel. Abel wat vanweë sy geloof van God bevestiging ontvang het, dat hy 'n opregte man is. Want God het sy offers aangeneem, en dan staan daar van Abel, deur die geloof, dieselfde geloof, spreek Abel tot vandag toe. Ons hoor daar van Henog. Henog het geglo en is weggeneem sonder om te sterwe. Van hom weet ons ook hy het gelewe, soos God dit wou. Deur te glo in die eerste plek dat God bestaan en dat God die wat hom soek sal beloon. Dan staan die geloofsheld Noag wat die ark op droë grond gebou het. Abraham, die vader van al die gelowiges wat geglo het sy onvrugbare vrou sal kinders hê. So kan 'n mens maar deurgaan die hele hoofstuk, die name van gelowiges wat geskryf is, hulle wat ons ook vooruit gegaan het, maar wat geglo het, wat gesterf het, maar geglo het. En juist daarom het hulle stem nie stil geword nie, want hulle het ook in Christus geglo. En dis juist hierdie, kom ons noem dit maar, onwrikbare geloof wat vir ons 'n voorbeeld is. Ons wat ook getuies is van God se weldade, wat soos hulle ook in leer en in lewenswandel getrou moet bly aan Jesus Christus. Getrou moet bly aan wat God wil hê. Onthou dit 'n bietjie, wat jou as 'n voorganger bestempel, is nooit jou eie belangrikheid of jou belesendheid of slimmigheid nie. Alwaaroor dit gaan is die mate waarin die woord van God 'n werklikheid in jou lewe word, waarin jy op God vertrou en lewe soos God wil hê jy moet leef. Dis dankbaarheid. Dis hoekom jou foto ook in die
galery van geloofshelde preek, omdat jy jou in dankbaarheid op God verlaat. En dis juist die tweede ding waar ons by vanaand moet stil staan. Daardie dankbaarheid gaan oor die eer wat God in jou lewe kry. Het gaan oor die lof wat in woord en daad uitgeleef moet word. Dat jou belydenis, dit wat jy glo, deur jou dade na God en na Christus toe sal wys. Iemand het dit eendag mooi gesê, hy het gesê jy's 'n advertensie van Christus. As mense na jou kyk, wat sien hulle? Wat wil hulle graag hê? Wat begeer hulle? Onthou 'n bietjie vir Noag en Abraham. Noag het 'n ark op droë grond gebou. Mense het vir hom gelag. Selfs as hy hulle gewaarsku het dat God se oordeel op pad is, het hulle gelag. Abraham, wat doen hy? Hy los sy familie, hy los sy land. Hy los alles agter en gaan na 'n land toe wat God vir sy nageslag beloof het. 'n Nageslag wat nog nie eers bestaan het nie. En wanneer Isak gebore word, selfs bereid om vir Isak te offer. Hoekom? Want so sê Hebreërs dit vir ons, hy het geglo dat God lewe gee. So in die oë van die wêreld, dalk 'n bespotting. In die oë van God, beslis 'n geloofsheld. Dink ook vanaand aan ons Here Jesus Christus self. Dink aan die nagmaal wat ons vanoggend gevier het. Dink aan die kruis op Golgotha. Dink aan die soldate wat lag en spot. Die sondelose lam, die onskuldige, wat daar die vervloeking van die sondes op hom neem. Van mens en van God verlate. Alleen het hy uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit sonder God sou wees nie. Nou is die dankbaarheidsvraag vir jou en my, is ons ook mense van die kruis? Is ons ook priesters wat soos Jesus offers bring? Nie vreemde offers nie goeders nie, maar onsself. As mense na ons kyk, sien hulle ook iemand wat bereid is om die spot te dra ter wille van die eer van God? Iemand wat bereid is om die eie ek op te offer ter wille van iemand anders? Die eie ek te kruisig ter wille van 'n broer of 'n suster? Ons bereid om daardie offers te bring. Want jy sien, geloof gaan oor in dade. En offers van dankbaarheid vir die groot offer van Christus moet gebring word. En daarom as ons kan afsluit vanaand, hier waar ons ook nabetragting doen, waar ons nadink oor die groot offer van ons Here Jesus Christus. Die groot offer waardeur ons sondes versoen is. Waardeur ons met God versoen is. Kom ons dink vanaand weer oor wat ons glo. En dan dink ons oor wat ons sê en doen oor dit wat ons glo. Want dankbaarheid kom na vore in geloof in Jesus Christus. En daardie geloof in Jesus Christus gaan oor in 'n loflewe tot die eer van God en tot die eer van Jesus Christus. En die vraag is, hoe lyk my lewe nou? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat ons ook vanaand in hierdie aanduur elkeen die geleentheid kry om weer in die lig van U woord na ons eie lewens te kyk. Dankie vir die kosbare geloof in Jesus Christus, wat ons vanoggend ook op 'n tasbare wyse kon
kon bely toe ons opgestaan het en by die nagmaalstafel kom sit het, die brood en die wyn geëet en gedrink het. Dankie ook vir elke psalm, elke lied wat ons vandag ook kon sing, waarin ons die lof van ons harte aan U verwoord. Ons gebed is dat U elkeen van ons ook deur die Gees so sal lei, dat hierdie lof nie sal stil word nie, maar elke dag van hierdie week wat voorlê, in ons lewens sal weer klink. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom laat ons jubel voor die Heer, laat ons hom toesing lof en eer, die rots van heil wat ons oordek het. Psalm 95 vers 1, waarna ons die seën van die Here sal ontvang.
ontvang die seën van die Here en gaan daarmee in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.